Wakker achter die woord om dit te volbring. En mag die Here my tong en lippe seën vanmôre om te spreek in die lewe en omstandighede van mense die vanmôre hier sit en in die teenwoordigheid staan. Ek bid dat die Here ons sal bewaar en die Here ons sal beskerm. Dat ons dit wat U wat voor geroep het, Here, daardie doel, daardie purpose sal vervul in die naam van Jesus Christus. Met baie danksegging. Amen. Amen. Groet jy in die naam van die Here. Ek is bly dat U opgekom het om saam met ons die Here se naam groot te maak. Ek gaan 'n baie welbekende skrif met u lees. Een baie welbekende skrif met u lees. Althans, hierdie is een van 2 boeke wat vernoem is na 'n vrou. Is wel nie Mother's Day nie, maar ek was so beïndruk met hierdie vrou se lewe dat ek met u wil deel vanmôre wat ek ontdek het in haar lewe. Die boek en die vrou se naam is Esther. Esther, haar naam was eintlik Hadasha. Haar naam het verander na Esther. En Esther meen ster. 'n Ster sien jy net in die aand. Hy skitter nie in die dag want die son verhoed dat die ster kan skitter. Maar ons dank die Here vir 'n vrou wat gewys het in die donkerste omstandighede van Israel. Het sy geskitter soos 'n ster in die nag. En mense wie na haar gekyk het, geliefdes, was opgebou en was geseën deur haar lewe en dit wat sy opgeoffer het vir die nasie van Israel.
U moet weet, geliefdes, dat Esther, toe sy hierdie boek skryf, ons weet nie hoe sy in ballingskap gekom nie, maar sy vind daar in Persië. Susan is die plek se naam waar sy was. En hulle was weggevoer. Israel was ongehoorsaam aan die Here, en die Here het hulle in die hande van die Persiërs gegee. En toe hulle weggevoer word as ballinge na Persië, was sy ingesluit. Ek weet nie, het haar ma en pa gesterwe in die oorlog, maar al wat ons weet, is dat toe sy in Persië kom, toe sy niemand anders wat haar ondersteun, en geen familielid wat sy mee kon kla of meer gesels nie, behalwe haar oom Mordegai. En sy bevind daar in hierdie toestand, waarin sy nou in 'n vreemde land is. Jy moet weet dat elke jong meisie het drome, het ideale, het die uitkyk in die lewe, het hoop dat sy eendag iets sal bereik. Maar vir haar was daar nou net hierdie oom oor, en hulle is in 'n vreemde land. En in die vreemde land moet hulle die nuwe kultuur aanleer. Hierdie is mense wat nie die Here dien nie. Dis mense wat se kultuur totaal different is as die wat hulle gewoon was aan. En sy bevind daar in hierdie vreemde, ver land. Ek wil maar sê, die plan van die Here word gesien in die lewe van Esther. Die omstandighede waarin sy haar bevind, kom ek sê, was so deur die Here toegelaat. Ek sal nie sê die Here het dit so, kom ek sê die Here het dit toegelaat, sodat Esther, daardie mooiheid van Esther, daardie potensiaal van Esther, daardie droom wat Esther gehad het, oorslaan en in sy plan inval. God het 'n plan met elke een van ons. Dit maak nie saak of ek geleerd is, of ek ryk is, of ek arm is, of wat ek ook al. God het 'n plan met elke een van ons. Ek wil net aansluit by dit wat broer Wilton vanoggend gesê het. Ek weet nie, en amper so te sê, die helfte van die boodskap afgevat. Ek moet maar nou die boodskap so in 'n manier oordra, dat ek nie herhaal wat hy gesê het nie. Because Esther, geliefdes, is nou 'n weeskind. Haar ma, haar pa is dood. Hier is sy net 'n oom, en sy kan nie nou op 'n hoekie gaan sit en huil en treur en vir jare en maande huil oor haar ma en haar pa nie. Die lewe gaan aan en hartseer, soos wat dit is haar ma en haar pa nie meer daar nie. Maar dank die Here vir 'n man met die naam van Mordegai. Hy neem haar in as sy eie kind. En jy moet sien, geliefdes, die plan van die Here, ons sal soms nie die plan van die Here verstaan nie. Die Here gaan omstandighede toelaat, as jy te lank gaan sit en nie die plan van die Here wil soek nie. Hy gaan omstandighede toelaat om jou as het ware by 'n plek te bring, of in 'n posisie te bring, waar hy sy plan aan jou kan bekend maak. Die Bybel sê toe word hulle weggevoer, en hulle kom met die koning van Ahasveros. Ahasveros was 'n magtige koning. Hy het 170 provinsies gekontrole. 170 provinces report aan hom. Maar die man was so hoog deur die Here geseën, dat mense as hulle by hom kom, dan buig hulle voor hom. Long live the king. Maar hierdie man, geliefdes, besluit die eerste hoofstuk in Esther. Hy wil 'n groot partytjie gooi. En hy gaan al hierdie hooggeplaaste manne nooi. Van die 170 provinsies, hy maak 'n party vir 7 dae. Hoor, is net hy wat dit kon doen vir 7 dae. Hy sê wat die manne, as hy die eerste hoofstuk lees, gee wat die mense elkeen wat hy drink. Moet hom nie limit nie as hy meer. Gee vir hom wat hy drink, gee vir hulle wat hulle wil eet. Almal. Hy sê, moet niemand vra, waarom meng jy die wyn met hy wyn nie. Die twee loop nie saam nie. Hy sê, moet nie eens vra nie, meng net en gee vir hulle.
Ons almal moet bly wees. Almal moet die partytjie geniet. Hy was gewoon dit doen. Is dit die eerste partytjie wat hy doen nie? Maar hoor hierdie partytjie is anders. Because nou gaan ons sien hoe die plan van die Here in plek val vir Ester en vir die Israeliete. Remember, die plan van die Here gaan jou vat. Die purpose van die Here gaan jou vat by plekke wat jy nooit gewees het nie. Die purpose van die Here of die plan van die Here gaan vir jou deure oopmaak wat jare toe was. Die plan van die Here gaan hy deure oopmaak. Sy het nooit gedink sy sal eendag voor die koning staan nie. Sy het nooit gedink sy sal 'n queen word nie. Because haar hoop het geval toe haar man haar pa sterwe. Maar hoor jy toe die koning die partytjie hou, toe kom daar iets in sy binneste. I believe die Here het seker in hy oomblik vir hom gesê, laat Vashti is sy vrou. Ahasuerus se vrou se naam is Vashti. Vashti, sê die Bybel, was die mooiste vrou. En hy roep die eunuch, 7 eunuchs. Wat is 'n eunuch? In Afrikaans, 'n eunuch. In every case, hy sê vir hulle, gaan hier af en dan gaan roep julle vir Ester. Hy sê, ek wil spog met die pragtige vrou wat ek het. Ek wil hê sy moet net so op die verhoog loop. Sodat hierdie 170 offisiere en hooggeplaaste manne kan sien hoe pragtige vrou ek het. Jy moet weet, die Bybel sê, in daai tyd, met die party, dit lyk vir my, die manne hou die party een kant, en die vrouens die party een kant. Because die vrou het haar eie hooggeplaaste vrouens wat sy mee party hou. In dieselfde grondgebied. Sy is aan die een kant van die landgebied en daarom het hy hierdie 7 manne gestuur. Nou my vraag is, hoekom stuur hy 7, hy kon het 1 gestuur het? Hy sê, kom jy, gaan sy vir Ester, vir Vashti, sy moet net kom loop, sy kan weer terug gaan na haar partytjie toe. Maar hoor jy, die 7 manne is hier af en hulle probeer haar oortuig. Jy moet weet, as jy die koning jou 'n bevel gee, en jy wil nie die bevel uitvoer nie, is equal to life sentence. Sy kon doodgemaak gewees het. En hoor jy, Vashti sê, ek is besig, ek sê, gaan sê vir die koning, ek wil nie kom nie. I don't know, wat het daardie, maar hier is die punt wat ek sê, God se plan, die rede waarom sy weier, was deel van God se plan om vir Ester uit hy omstandighede uit te kry, om vir Ester uit te kry, sodat hy vir Ester kan gebruik, om die Israeliete te red. Die Bybel sê toe weier Vashti, en die koning word so woedend. Ek wonder, het hy nie sommer nigter geword van woedendheid? Hy is so woedend dat hy weet nie wat om te doen nie. En geliefdes, dit is embarrassing vir die koning, wanneer jy iemand opdrag gee en iemand vra iets te doen en hy persoon weier om te doen. Hier sit al die hooggeplaaste manne, hier sit al die manne wat bang is vir jou, maar jou vrou sê vir jou, ek sal nie kom nie. Wat doen dit aan die man se ego? Wat doen dit aan die man se gestalte? En gelukkig vir hom, wat het die laaste dag van die partytjie, en toe die manne oppak, ek dink ook, wat was die conversation op pad weer terug na die provinces toe? Hy wil vir ons kom sê, maar hy is bang vir sy eie vrou. Sy vrou controle hom. Het jy gesien? Die vrou weier pot weg. Hy wil vir ons, hier by ons is hy sterk man, maar daar by die huis as die vrou boelie hom. En hoor jy, dit was die talk, toe hulle nou terugry na die provinsies toe, India toe en waarever. Maar hoor jy, die koning kry die idee, en ek dink is seker die Here wat vir hom sê, roep die manne en vra vir hulle. Hy het 7
ek versier staan. En vra vir hulle, wat moet ek doen in so 'n geval? Hoor, jy gaan bly bietjie daar, en kyk, gaan die konstitusie my toelaat om hierdie vrou te divorce, want ek wil haar divorce. Bly bietjie daar en sê, kyk, wat moet ek afstaan as ek haar divorce, because ek wil haar nie weer hê. Sy het my embarrassed vir 170 offisiere. En hoor jy, die een man kom na vore, hy sê, o koning, 'n lang storie kort, kom ons gaan soek vir jou virgins, en dan skei jy van die vrou, en jy bring hulle in, wat gehoorsaam aan jou sal wees. God se plan in hierdie omstandighede, geliefdes, en all of a sudden, hoor jy, toe kom daar weer lewe in die man, because nou kry jy weer die geleentheid, alright, die vrou het my teleurgestel, die vrou het my verneder, ek gaan nie bly daar met die vernedering nie, die Here het 'n plan, en hy sê, alright, gaan julle en gaan skou die area, gaan soek, gaan al die 170 provinsies deur, en gaan soek, hoeveel tyd het julle nodig? En ons sê, o koning, is 'n baie groot provinsie, maar ons gaan, gee vir ons 'n jaar kans. Die Bybel sê, toe bring hulle vir Ester in. Iemand kry vir Ester raak, die Heilige Gees point vir Ester uit. En Ester kom met al die ander, ek dink as die 170 provinces, ek vat dit maar so, 170 meisies. 170 meisiekinders. Die Bybel sê nou nie 170, maar ek kan maar na die provinces. En in elke province is daar een mooi kind. En hoor jy, so word hulle afgeskaal tot hulle by Ester kom. En hulle bring vir Ester in die paleis. Mordegai sê vir haar, Ester, ek wil hê, jy moet nie jou nasionaliteit bekend maak. Moenie wat die mense sê, wanneer jy binne is nie. Hoor jy, as die Here by jou woord begin het, moenie haastig is om dit met die spotters te gaan deel nie. Moenie sit in die kring van die spotters en deel met dit wat die Here jou gegee het. Wag vir die regte tyd, Ester. Die Here gaan die regte tyd. You know, God se plan kan nie verydel word nie. Dit maak nie saak wat ek doen nie. God se plan sal nie verydel word. Die Bybel sê, toe kom Ester in en hulle sê vir Ester, hoor jy moet nou 6 maande beauty therapy doen. Jy moet nou jou naas moet gedoen word en hoor jy moet nou geleer word. Jy gaan nou in die paleis inkom. Hoor jy, in die paleis loop jy nie soos wat jy in die straat loop nie. In die paleis praat jy nie soos jy in die straat praat nie. In die paleis, geliefdes, eet jy ook nie soos wat jy eet by die huis nie. Jy moet nou stylish eet. As jy jou kopie ook optel, die kopie moet 'n sekere wy opgetel word. Die vingertjie moet so in die lug is. En ek sê jou, dit is net al hierdie dinge wat sy geleer word. Voorbereiding vir. Maar wat probeer ek vir julle met vanoggend se boodskap? Omstandighede. Soms kan 'n mens dit nie verander of jy kan nie help nie. Jy kom kry jou maar net self in die omstandighede. Moenie bly in die omstandighede waar jy is nie. Is tyd, geliefdes, dat ons soek wat is die plan van die Here met hierdie omstandighede. As 3 dinge wat ek gisteraand gelê en dink het ter voorbereiding van die boodskap. Daar sommige kere wat 'n mens kies om in omstandighede te wees. Sy het nie gekies om in ballingskap te wees nie. Omstandighede het haar gebring tot by die punt waar sy was. En sy, geliefdes, het nie gekies om daar te bly nie. Dank die Here dat iemand haar raak gesien het. Sy kon nog gesê het, ek is maar 'n weeskind, ek het nie ouers nie, ek kan nie. Maar hoor jy, die Here haar daai geleentheid gee. Toe kom Ester in die paleis. Die plan van die Here maak vir haar 'n plek oop in die paleis. Toe sy voor die koning kom, geliefdes, toe die koning van Ester sien, toe vergeet hy die vernedering wat was die veroorsaak het. Toe vergeet hy die
dinge wat sy veroorsaak het, en dit lyk vir my, daar kom nou sulke, hoe noem hulle die ding, blinkertjies in sy oë. Hy sien nou weer 'n doel om te lewe voor. Ek was nog nooit dat hy so 'n pragtige vrou gesien het. Ek glo nie, Esther was meer mooi as die anders, as wat sy van binne mooi was. Beauty from inside herself het uitgestraal, en toe die koning haar sien, toe kan die koning nie onderskei, is die natural beauty, of is die spiritual beauty. Because toe sy staan voor die koning, en wanneer die koning aanspreek, toe die koning nie bamboezel met haar woorde nie, maar hoor jy die persoon wat sy werklik is. En so wil ek nie vanmôre sê, geliefdes, die plan van die Here gaan vir die deure oopmaak, as u en ek bereid gaan wees, om sekere van hierdie eienskappe van Esther aan te leer. Sy het nie net per toeval ingeval in die paleis nie. Daar was 'n proses wat sy deurgegaan het. En die Here het haar gekies. I believe daar was duisende ander vrouens, jong mense wat hy kon gekies het. Maar die Here kies vir Esther. En die Here verander haar lot. To such an extent dat Esther, geliefdes, word die queen. Ek het nou hier iets gelees vanoggend en ek het nog gewonder. Nadat hulle nog getrou het, dis maar net ver voor in die boodskap. Nadat hulle getrou het, toe stuur Mordegai 'n boodskap in na Esther toe. En hy sê vir Esther, die Jode is in gevaar. Gaan na die koning en gaan praat met die koning. Esther sê vir hom, nou, dit is wat vir my iets is wat ek nou nie kan klein kry nie, as ek daai woord kan gebruik. Sy is nou getroud met die koning, maar sy moet wag. Sy kan nie enige oomblik na die koning toe kom nie. Sy kan nie enige tyd met die koning praat nie. Sy moet wag tot die koning haar roep. Wat sy huwelik is hy dat jy moet wag om haar nie roep. Julle moet mos nou enige tyd met mekaar kan praat. Maar hoor jy, hierdie was 'n ander huwelik. Dit is seker maar hoe die ryk mense operate, of die konings operate, of die presidente operate. Daarom kom kry jy elke keer 'n ander vrou wat jy mee uit gaan buiteland toe, om die land saam met hom te gaan verteenwoordig. Maar nietemin, is maar net in die verbygaan gesê. Die Bybel sê, Esther sê vir Mordegai, Mordegai, jy ken die wet van die Persiërs en die Medes. As ek voor die koning gaan, sonder dat hy nie geroep het, kan ek sterwe. Besef jy stel my lewe in gevaar. Maar hoor die Mordegai, geliefde sê vir Esther, nadat die Here jou nou promote het, nadat die Here nou vir jou die deur oopgemaak het, nadat die Here nou vir jou geseën het, dat jy nou toegang het tot die koning, moenie dink dat jy is daar vir jou eie benefit nie. Moenie dink jy is daar op jou eie doeleindes nie. Jy is daar om die doel van die Here uit te rig. Esther sê, okay, as ek moet sterwe, dan gaan ek maar sterwe. Terwille van die nasie, as ek sterwe, ek sal gaan. En na die koning die saak toevat. En ons weet, sy het nie gesterwe nie. Because die Here se plan was spot on, hy was die regte tyd, dat sy na die koning toe moet gaan. God wil ons voorberei, geliefdes, nie net vir hier nie, nie net vir nou nie. God wil ons voorberei vir dinge wat baie groter is, as wat ons aan kan dink. God is preparing us for something bigger, something greater. Ek dink, geliefdes, Esther, aan die einde toe maak sy eers haar nationaliteit bekend. Maar hier is die karakteristiek van Esther. Die dinge wat hy geleer het in Esther se lewe.
Esther nommer 1 was gehoorsaam. Toe haar oom sê, moenie jou nasionaliteit bekend maak nie. En wonder hoe sal ek en u gevoel het, nadat jy nog in die, hoor jy is nog in die paleis op die rykste plek. En jy loop ook nou daar rond en jy eet die beste kos wat daar is. Hoor jy word getreed, want jy is so 'n queen, vergeet waarvan jy gekom. Maar hoor die Esther nommer 1 was gehoorsaam. Ek gaan nie my nasionaliteit bekend maak nie, alhoewel sy begeer het en gedruk het om dit te wil doen. En sy het dit nie gedoen nie. Because number 1, sy was gehoorsaam aan die opdrag van haar oom. Nummer 2, sy het nie vergeet waar sy vandaan kom nie. Om bo te bly, geliefdes, dat die Here jou geseën het. Moenie vergeet waar jy vandaan kom nie. Baie mense was verhoog, baie mense was geseën, en hulle het vergeet waar hulle vandaan kom. En dit het gemaak, geliefdes, dat baie van hulle 'n gees van hoogmoedigheid opgetel het. In die proses van tyd het hulle vergeet waar hulle was, waar hulle vandaan kom, en toe raak hulle hoogmoedig. Dit is asof Mordegai van Esther sê, moenie hoogmoedig word nie. Moenie hoogmoedig word nie, because is die Here wat jou gepromote het, is die Here wat jou opgelig het, is die Here wat jou gebring het tot hier waar jy is. Moet nooit hoogmoedig word teenoor die mense wat minder as jy het nie. Moenie hoogmoedig word nie. Prys die Here. Esther 4 vers 14. Hier sê Mordegai van Esther, geliefdes, wat die planne is van Haman. Het God geweet van die planne van Haman? God het lang al geweet van die planne. God het die omstandighede gekreë in Israel, sodat hulle in ballingskap moet kom, sodat hulle, geliefdes, deur Esther behou gebly moet bly. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Dit was nooit oor Esther nie. Dit was nooit om Esther tevrede te stel nie. Dit het gegaan oor die Jode en die rede waarom ek Esther vanoggend gekies het, geliefdes, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor die verlore siele wat die Here nodig het. Ons hoor hoe dat kinders elke naweek sterwe. En die Here wil vir ons in 'n posisie bring waar ons hierdie boodskap na hulle toe moet bring en vir hulle wys daar is hoop. Moenie hoop opgooi nie. Moenie die touwel ingooi nie. Moenie dink daar is nie hoop vir hy gepaard nie. Daar is hoop vir hy gepaard terwyl ons nog die Here dien en ons iets kan doen omtrent die toestand. Wel, jy sal my sê, ek kan nie mense red nie. Redding kom van die Here. Spot on. But we must do what we can. Invite them. Ek was so hartseer. Ek sê met die vrou, ek het so baie kere die jong man genooi. Elke keer as ons hier besig is, dan kom hy in en sê ek vir my broer, kom sit jy net 5 minute in die kerk. Kom luister net na die woord. Hy het net elke keer gesê, ek sal kom. En hy het nooit gekom nie. Sterwe sonder dat hy sy opwagting gemaak het. Moenie ophou nie, moenie moed verloor nie. Ek wil jy uitdaag en myself ook uitdaag in dieselfde asem. Let us, from now, for the next 6 months, let us try and win one soul from now till the end of the year. Die Bybel sê in Spreuke, hy wie siele wen, is wys. Hallelujah. So in other words, I'm challenging you and myself. Let us try and let us ask God, Lord, there is thousands of young people, middle-aged and old-age people.
please show me the one that I can go to and minister your word. From now until December, it's 6 months. June, July, August, September, October, November. 7 months. But I say December, 6 months. As 'n uitdaging, geliefdes. Remember, God gaan deure oopmaak. As jy en ek die begeerte gaan kry om siele te wen met die koninkryk, die Here gaan saam met ons werk. En die Here gaan vir jou dinge openbaar wat jy nie weet. Ek het die vermoë. Hier sit mense wat die vermoë het om hande op die siekes te lê en hulle kan gesond word. But we don't practice it. We don't trust ourselves with the anointing that God has given us. We don't trust ourselves with the gifting that God has given us. We don't trust ourselves. Daarom is ek skaam en dan vra jy ook, as jy nou vir die persoon bid en die persoon word nie gesond nie. As die Here wat hulle in die verleentheid gaan kom, because jy bid en jy lê die hande op. Mattheus 28 vers 19, gaan dan heen en maak disippels. So one disciple for 6 months, one disciple, only one disciple, and you will be surprised hoe lekker joy en vrede jy gaan hê. Jy gaan die lewe begin geniet. Because wanneer jy ook iemand sien. Jare terug het ek 'n man bearbei en ek het vergeet van dit. Op 'n dag toe ons saam by 'n gesamentlike diens en hy man sê, dierbares, ek wil net dankie sê vir Pastor Piet, hy's nou pastor, maar hy was broer. As dit nie vir hom was wat my kerk toe genooi het, sou nooit gewees het waar ek vandag is. People are waiting for us, dierbares. Hulle wag vir ons. Neem hierdie uitdaging en sê, Here, hierdie is 'n nuwe begin in my lewe. In my lewe. Ek gaan doen wat U sê in Mattheus 28. En ek gaan sien die plan van die Here. Hoor die geliefdes, as in die Bybel wat sê, daar is blydskap in die hemel vir een siel wat tot bekering kom. Dit is so. So let us take this gospel and share it. You don't have to go far. Ons het almal Facebook, ons het almal WhatsApp en so. Hoor jy kommunikeer met jou WhatsApp vriend. As jy nie kan uit die huis uitgaan nie, jy het 'n WhatsApp groep wat jy mee kan kommunikeer. Invite them and speak to them and pray for them. And you will be surprised. Een oggend wanneer jy nog so sit, dan gaan hy persoon instap en sê, ek wil net môre sê vir Suster Kitty wat vir my hierdie boodskap gestuur het. As dit nie wat hy boodskap was nie, sou ek vir ewig verlore was. So, geliefdes, die boodskap vanoggend vir ons is, die Here soek mense wat hy kan stuur om hierdie evangelie te gaan verkondig. In closing, geliefdes, ek het jare terug 'n storie gelees van die man. Hy was 'n man wat baie, kom ek sê, goed gehoor het as die Here praat. En hierdie aand, dit was 'n koue wintersaand, lê hy en slaap en hy voel lekker comfortable in sy bed en die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet opstaan. En ek wil hê jy moet hier afgaan na nommer so en so en dan moet jy net by daai sleutel gaatjie gaan skryf. Die Here is lief vir jou. Ek dink toe nee man, ek het seker maar gedroom. Hy kom en hy trek sy kop toe die kant toe. 5 minute daarna toe sê die Here weer vir hom, ek wil hê jy moet opstaan en dan moet jy gaan na hierdie huis toe, nommer 100 Main Street en gaan skree net by die sleutelgaatjie. God loves you. En staan toe op en sê, ja, as my so kort, wil die Here nou my stuur om die kom. Trek hom nou aan en hy gaan en hy loop en hy gaan by nommer 100 en hy kom by die deur sleutelgaatjie en hy skree. Is pikdonker as niemand in die straat nie. God loves you. Skree binne in die sleutelgaatjie. Die mense slaap, is donker in die huis. God loves you.
En daar gaan hy terug en die Here sê vir hom, gaan slaap nou. Jy het gedoen wat ek jou gesê het, jy moet doen. Die volgende oggend, geliefdes, toe lees hy man iets op in een dag of 2 daarna, lees hy iets in die plaaslike koerantjie. Die man sê, hy het op die tafel gestaan en 'n tou om sy nek vasgemaak, om sy lewe te neem, want die lewe was te swaar. En terwyl hy gereed maak om af te spring van die tafel af, sodat die tou hom kan ruk, toe skree iemand deur die sleutelgatjie, Jesus, oh God loves you. Hy sê hy woord het hom so geruk, dat hy die tou afgehaal het, en afgespringe van die tafel af. Hy hardloop na die deur toe om te gaan kyk wie is daar, maar hy het niemand gesien nie. Hy sê, as die woorde nie die aand geuiter was nie, het ek my eie lewe geneem. You never know, geliefdes, wat mense deurmaak. So let us take up this challenge. One soul for the next 6 months. Hallelujah. Kom ons lees die oor, ons byt die woord. Roberto wil iets sê. Okay, is met pastoor. Ek doen net hier wat ons moet doen. God is calling His people unto purpose. My suster, as jy net kan kom asseblief. My suster, as jy net kan kom. God is at work. Dis wat die Here wil hê ek moet sê. God is at work. God is at work. Dan sal ons net pastoor die gemeente vra om na vore te kom asseblief. God is at work. Ons gaan net doen wat die Here wil hê ons moet doen. Prys sy naam. Staan ons het kan voor. Kan ons kom asseblief gemeente? Dierbares. Mens ek het 'n antwoord gehad, maar dit is wat die Here wil hê moet gedoen word. En ek wil net doen wat die Here wil hê ons moet doen. As ons aan net na alles net ons bid as ek vir die diens afsluit. Nee, pastor, sê die Esther vandag. Sê die Esther vandag. My suster, as jy net kan kom. As jy net kan kom. Asseblief.
ons sê vir U, baie dankie vir U teenwoordigheid. Here, ons is dankbaar vir wat U in ons lewe wil doen. Help ons, Here, om 'n gewillige hart te ontwikkel, 'n gehoorsame gees om te kan doen wat U wil hê ons moet doen. Seën elkeen van ons wie ingekom het vanmôre, Here, ons bid dat U bediening sal seën en Here haar grondgebied sal vergroot, mag die Here haar beskerm. Mag Here geen onheil naby haar kom, die besluit daartoe van voor, van agter. Liewe Here, dat geen tong wat teen haar praat suksesvol wees nie, want U sê dat geen wapen wat teen ons gesnee word sal, my God, Here, voorspoedig wees nie. So bid ek dat die Here haar sal seën, omring met U goedertierenheid, omring met U vrede. Here, dat omdat U ons nie 'n gees van vleesagtigheid gegee het nie, maar dat hierdie nuwe dinge in haar lewe sal wees, dat die Here haar hierdeur sal seën. En as U haar in hierdie area wil gebruik, liewe Here, dan bid ons dat die salwing van die Heilige Gees haar oorskadu. Dat sy, Here, nie na omstandighede sal kyk nie, dat sy nie na haar swakhede sal kyk nie, en let op haar jonkheid nie. Want Here, Paulus sê met Timotheus, moet dat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees jy 'n voorbeeld in woord en in daad. So bid ek dat die Here haar kragtig sal ondersteun. So elke jong vrou en jong seun, my God, Here, wat vanmôre in ons middag is, mag die Here vanmôre vir hulle ook deure oopmaak. U wil vir hulle plekke vat waar hulle nooit was nie. U wil vir hulle dinge openbaar, geestelike dinge wat hulle nie sien nie. Jeremia skryf en sê, Here, groot en ondeurgrondelike dinge sal ek aan jou openbaar. Ek bid dat die Here aan hulle groot en ondeurgrondelike dinge openbaar in die naam van Jesus Christus. Ons as ouers, liewe Here, help ons om ons kinders te ondersteun, om vir ons kinders, Here, in te tree en agter hulle te staan in gebed dat hulle voorspoedig en suksesvol sal wees. Die onderskeiding gees, liewe Here, dat ons sal ontwikkel, dat wanneer mense sal kom om hulle te wil verlei, ons, Here, in die gebed en in die gees, dit sal optel en dit kan afsny en vermy, liewe Here, sodat hulle suksesvol sal wees. Hulle sukses gaan ons sukses beteken. Hulle, my God, Here, vrede gaan ons vrede beteken. Daarom bid ek dat die Here ons sal seën en sal beskerm in die naam van Jesus Christus. Baie dankie, Here, vir die woord. Esther is vir ons 'n bemoediging. Help ons, Here, in die omstandighede waarin ons nou is, ons nie sal sit en bly in die omstandighede, maar ons sal opstaan en die doel van die Here sal verrig. Dit is my gebed. Het sal nie maklik wees, Here. Mense sal spot, mense sal teen jou praat, mense sal dinge sê, maar gee ons krag om nie moeg te word nie, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus, met baie danksegging. Die Here sal jou seën en die Here sal jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en vrede gee. Die Here sal sy aangesig verhef en barmhartig wees van nou af tot in ewigheid. Amen. Thank you. Beginning of great things.